Goeiedag, liewe luisteraars. Ek groet u weer eens vanmôre in die wonderlike en lieflike naam van ons Here Jesus. Daar's geen naam soos die naam van Jesus Christus nie. En daar's geen ander naam waarin ek u wil groet as in die naam van ons Here Jesus nie. Nou, vriende, vanmôre wil ek 'n bietjie met u praat oor die rots waaruit die water gevloei het, en die kosbare lesse wat ons daaruit leer. Ek was besig om hierdie boodskap voor te berei, wou nog so laaste kort boodskap voorberei oor die Heilige Gees, wat ek in die week kon uitstuur op my WhatsApp groepe, en terwyl ek besig was om dit voor te berei, lê die Here baie duidelik op my hart, om hierdie boodskap eerder voor te berei vir vanoggend, en dit dan vanoggend met u te deel. Daarom wil ek vertrou dat dit vir u ook 'n spesiale boodskap sal wees, want vir my is dit regtig 'n baie kosbare boodskap om met dit te deel vanmôre. Ons lees twee gedeeltes. Die eerste gedeelte is in die Ou Testament, Numeri 20, daarvan vers 2 tot 13, en dan lees ons ook in die Nuwe Testament, Johannes 7. Numeri 20 vers 2 tot 13. En daar was geen water vir die vergadering nie. Toe het hulle teen Moses en Aaron saamgekom, en die volk het met Moses getwis, en hulle het gespreek en gesê, ag, het ons tog maar gesterwe, toe ons broers voor die aangesig van die Here gesterf het. En waarom het julle die vergadering van die Here in hierdie woestyn gebring, dat ons en ons vee daar sou sterwe? En waarom het julle ons uit Egipte laat optrek, om ons in hierdie slegte plek te bring? Dit is geen plek van graan of van vye, of van wingerdstokke, of van granate nie, ook is daar geen water om te drink nie. Daarop gaan Moses en Aaron van die vergadering af weg, na die ingang van die tent van samekoms, en hulle het op hulle aangesig geval. Toe verskyn die heerlikheid van die Here aan hulle, en die Here het met Moses gespreek en gesê, neem die staf en laat die vergadering byeenkom, jy en jou broer Aaron, en spreek julle die rots aan voor hulle oë. Dan sal hy sy water gee. So moet hy dan vir hulle water uit die rots laat vloei, en die vergadering en hulle vee laat drink. Toe neem Moses die staf voor die aangesig van die Here weg, soos hy hom beveel het. En Moses en Aaron het die vergadering voor die rots laat byeenkom. En hy het vir hulle gesê, hoor tog, julle wederstrewiges, moet ons vir julle water uit hierdie rots laat vloei? Daarop tel Moses sy hand op, en hy slaan die rots 2 maal met sy staf, en daar het baie water uitgekom, sodat die vergadering gedrink het, en hulle vee. Toe sê die Here vir Moses en Aaron, omdat julle in my nie geglo het, om my voor die oë van die kinders van Israel te heilig nie, daarom sal julle hierdie vergadering nie in die land inbring, wat ek aan hulle gegee het nie. Dit is die waters van Meriba, waar die kinders van Israel met die Here getwis het, en hy hom onder hulle as heilige laat ken het. En dan lees ons ook Johannes 7 vers 37 tot 39. En Jesus is aan die woord in hierdie gedeelte, en op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En dit het hy gesê van die Gees, wat die sou ontvang, wat in hom glo, want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Baie kosbaar, kom ons bid net saam. Wonderlike Vader, ons wil vir u baie dankie sê, dat wanneer ons hierdie gedeelte lees van die rots, wat Moses geslaan het en die water wat daaruit gevloei het, sodat mens en dier kon drink. En dink ons aan wat ons nou laaste gelees het in Johannes 7, waar u gesê het,
Almal wat dors het, kom na my toe. En kom drink van die fontein van lewende water. En uit julle binneste sal daar 'n fontein van lewende water uitspring of opspring en uitborrel. En Here, ons wil vanmôre na U toe kom en vra dat U, terwyl ons oor hierdie baie interessante onderwerp gaan praat, dat U self vir ons sal kom leer. Wat is die lesse van hierdie rots waaruit water gevloei het? Wat is die simboliek daarvan? En help vir ons, Here, om die waarde daarvan in ons eie lewens te ontdek. Bid dit in Jesus se naam. En danksegging. Amen. Nou vriende, ek gaan nou nie weer 'n teks van oordeenking aan u voorhou nie. Ek gaan oorsigtelik praat oor dit wat ons gelees het vanmôre onder die tema die les van 'n rots waaruit water vloei. Die les van 'n rots waaruit water vloei. Nou, vriende, volgens die voorskrifte van Moses het die hittefees of die loofhittefees 7 dae lank geduur, maar 'n 8ste dag het bygekom wat hulle as 'n rusdag deurgebring het en waarop voorgeskrewe offers gebring moes word, volgens Levitikus 23 vers 34 tot 56. Die laaste dag, waarna in Johannes 7 vers 37 verwys word, was dus die 7de dag, net voordat die 8ste dag of die rusdag aangebreek het. So was die laaste dag waarop hulle hierdie fees gevier het. Hierdie hittefeesviering was ryk aan simboliek wat verwys het na die Israeliete se trek deur die woestyn en die Here se voorsiening deur die water wat uit die rots gevloei het toe die volk dors gehad het. Numeri 20 vers 2, daar het ons gelees, ek lees dit weer, en daar was geen water vir die vergadering nie, toe het hulle teen Moses en Aaron saamgekom. Hulle was opstandig, hulle was kwaad, hulle het hulle verwyd vir dit wat hulle ervaar het in die woestyn. Numeri 20 vers 4 sê, hier sê die volk, en waarom het julle die vergadering van die Here in hierdie woestyn gebring, dat ons en ons vee daar sou sterwe? Hulle verwyd vir Moses en Aaron vir die feit dat hulle in die woestyn is, en hulle is kwaad daaroor. Nou vriende, hierdie verhaal, waar die Here die volk Israel en hulle diere se dors geles het, word vir ons 2 maal beskryf in die Ou Testament. Die eerste keer lees ons daarvan in Eksodus 17, en die tweede maal lees ons daarvan in Numeri 20, waar ons vanmôre saam gelees het, maar is 2 verskillende gebeurtenisse. Die gebeure van Eksodus 17 het plaasgevind kort na hulle deurtog deur die Skelpsee of die Rietsee, soos dit ook bekend is, waarvan ons lees in Eksodus 14 en Eksodus 15. Eksodus 14 lees ons hoe hulle by die Skelpsee gekom het en hoe hulle die Egiptenaarse strydwaan sien aankom het en hoe vreesbevange hulle was en hoe die Here hulle deur daardie Skelpsee of die Rooi See gelei het. In die Nuwe Testament word gepraat van die Rooi See. In Handelinge 7 vers 36 en Hebreërs 11 vers 29 word daar verwys na die Rooi See, nie na die Skelpsee nie. Nou vriende, die simboliek van die Rooi See is dat soos God Israel gered het uit die hand van die Egiptenare toe hy hulle droogvoets deur die Rooi See gelei het en die Egiptiese leers agter hulle in daardie selfde see verdrink het. So dui die Rooi See simbolies op die bloed van Jesus Christus wat ons ook red uit ons sonde en ons verlorenheid en ons red uit die, ons kan sê, uit die geestelike Egipte. Want hulle was in Egipte, waar hulle swaar gekry het, waar hulle gelei het, en so moet ons ook uit die geestelike Egipte land verlos word, uit die slawerny wat ons soms ervaar onder die sonde. En daarom moet elkeen van ons voor Jesus buig
En ons moet erken dat ons verlore sondaars is. Eers dan kan Jesus ons red en ons reinig deur sy kosbare bloed. 1 Johannes 1 vers 7 die B-gedeelte sê, en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. So is die Rooi See is dan ook 'n simbool van die bloed van Jesus waardeur hy die volk gevat het en die bloed waardeur ek en jy gered en gereinig moet word. Efesiërs 1 vers 7 sê, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. So ons word verlos en gereinig deur die bloed van Jesus, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. Maar vriende, onmiddellik nadat die volk deur die Skelfsee of ons kan sê deur die Rooi See is, het Moses en die kinders van Israel 'n oorwinningslied tot eer van die Here gesing. En daardie oorwinningslied is opgeskryf in Eksodus 15 vers 1 tot 21. Maar natuurlik het die realiteit van die dorre woestyn met al sy geweldige uitdagings baie gou tot hulle deurgedring. Toe hulle daar in die woestyn gekom het, was daar uitdaging op uitdaging en dit was 'n realiteit. Eksodus 15 vers 22 tot 25 lui so, daarop het Moses die Israeliete laat wegtrek van die Skelfsee af en hulle het uitgetrek na die woestyn Sur. Hulle het toe 3 dae lank in die woestyn getrek en geen water gekry nie. En hulle het in Mara gekom, maar kon die water van Mara nie drink nie, want dit was bitter. Daarom heet die plek Mara. Toe murmureer die volk teen Moses en sê, wat moet ons drink? En hy het die Here aangeroep, en die Here het hom 'n stuk hout gewys, dit het hy in die water gegooi, en die water het soet geword. Nou elke keer kom hulle voor hierdie uitdaging, dan murmureer die volk tot Moses. En dan roep hy tot die Here en dan gee die Here uitkoms. En God het dit toch sekerlik vooraf geweet. Hulle volgende nood of hulle volgende uitdaging kan ons sê, was hulle honger. En daarvan lees ons in Eksodus 16. Onthou, 6 miljoen manne en vroue en kinders, ook hulle diere, moes elke dag water hê om te drink. Jy weet, as dit warm is en is droog en is moeilike omstandighede, het mense water nodig om te drink en kos om te eet. Eksodus 16 vers 2 en 3 sê, en die hele vergadering van die kinders van Israel het teen Moses en teen Aaron in die woestyn gemurmureer. Weer 'n keer, hulle het dit dag vir dag gedoen, kan ons amper sê. Vers 3 sê, en die kinders van Israel het aan hulle gesê, het ons maar in Egipte land deur die hand van die Here gesterwe toe ons by die vleispotte gesit en volop brood geëet het. Want julle het ons in hierdie woestyn uitgelei om hier die hele vergadering van honger te laat sterwe. Eers was hulle dors na hulle 3 dae deur die woestyn getrek het, en toe het hulle gemurmureer, en hier murmureer hulle in Eksodus 16 vers 2 en 3, murmureer hulle oor hulle honger is. Daarna die Here vir hulle manna en kwartels gegee om te eet, ons ken daardie verhaal. Maar hulle water moes daagliks 'n uitdaging gewees het, alhoewel ons nie baie daarvan lees nie. In Eksodus 17 lees ons van die volk Israel se eerste aankoms by Rafidim, waar hulle 'n geweldige dors en 'n smagting na water moes ervaar. Hulle het 'n geweldige dors ervaar en hulle het verlang om water te kry, om net te kan drink, om hulle dors te les. Hier kry Moses die opdrag van die Here om die rots te slaan. Dis die eerste keer toe hulle by Rafidim gekom het en daar by daardie rots gerebelleer het oor water. Eksodus 14 vers 4 tot 7 sê, toe het Moses die Here aangeroep en gesê, wat moet ek met hierdie volk doen?
moedeloos, vra hy, Here, wat moet ek met hierdie volk doen? Dit skeel maar min of hulle stenig my. En die Here het Moses geantwoord, trek voor die volk uit en neem die oudstes van Israel met jou saam en neem jou staf waarmee jy die Nyl geslaan het in jou hand en gaan weg. Kyk, ek sal daar voor jou die rots, by die rots op Horeb staan. Hoor wat sê die Here? Ek sal voor jou daar by die rots op Horeb staan. Dan moet jy die rots slaan en daar sal water uitkom dat die volk kan drink. En Moses het so gedoen voor die oë van die oudstes van Israel en die plek Massa en Meriba genoem vanweë die twis van die kinders van Israel en omdat hulle die Here versoek het deur te sê, is die Here in ons midde of nie. Hulle bevraagteken dit of die Here in hulle midde is of nie. En dan weet ons, in die dag was die wolkkolom, in die nag was die vuurkolom, die Here was in hulle midde, hulle het dit geweet, hulle het dit ervaar, steeds vra hulle, hoe sal ons weet of die Here in ons midde is? Nou vriende, die Here bewys daardeur twee dinge aan Israel. Eerstens, dat hy wel fisies in hulle midde was, want die Here daar by die rots gestaan toe Moses het geslaan het. Eksodus 17 vers 6, kyk, ek sal daar voor jou by die rots op Horeb staan. Here was daar. Moses het geweet die Here staan daar. Die Here het vir hom beloof hy sal daar staan. En die Here was in hulle midde. Die tweede les was dat hy hulle terwille van sy genade, dis nou God, terwille van sy genade en liefde, nie in die steek sal laat nie, maar hulle as hulle Vader sal en wil versorg. Dis dan 'n wonderlike gedagte. Die Here bewys aan hulle, ek sal julle nie een keer in die steek laat nie, maar omdat ek julle Vader is, omdat ek julle God is, sal ek en wil ek julle versorg. Eksodus 17 vers 6, kyk, ek sal daar voor jou by die rots op Horeb staan, dan moet jy die rots slaan, en daar sal water uitkom, dat die volk kan drink. Die Here sê, ek sal daar staan, en Moses met die rots slaan, en daar sal water uitkom, en daar het water uitgekom, en mense en diere het gedrink. Maar iets baie belangrik wat ons moet besef, is dat daardie rots 'n simbool van Christus was. Daardie rots wat Moses 2 maal geslaan het, was 'n simbool van Christus gewees. Daar's baie simboliek in hierdie hele boodskap. Agter al die voorsienende genade in die woestyn staan Jesus Christus. Want Jesus is die rots wat daar gestaan het. Jesus is die rots wat Moses geslaan het. En Jesus was die water, of die water wat daar uitgekom het uit Jesus, kan ons sê, gevloei. Nou vriende, Jesus is die brood van die lewe, Johannes 6 vers 35. Jesus les alle dors, Johannes 7 vers 37. En die rots is Christus, 1 Korintiërs 10 vers 1 tot 4. Gaan lees dit gerus, die rots is Christus. Ek lees vir u net vers 4, daar staan, en almal dieselfde geestelike drank gedrink het, want hulle het gedrink uit 'n geestelike rots wat gevolg het, en die rots was Christus. So die water wat uit daardie rots gevloei het basies uit Christus gevloei. Dis die simboliek, hier staan, want hulle het gedrink uit die geestelike rots wat gevolg het, en die rots was Christus. Die tweede maal waar ons in Numeri 20 vers 2 tot 13 lees van die volk wat by Meriba was jare later met al hulle omswervinge daar deur die woestyn, teen die einde van die jarelange verblyf in die woestyn, lees ons daar in Numeri 20 vers 14, dat hulle weer daar by Meriba, by daar dieselfde rots uitgekom het, waar die water uitgevloei het, die eerste keer toe hulle daar was. Die volk het weer gekla, en die volk het weer gemurmureer, omdat hulle swaar gekry en dors gelei het in die woestyn, soos ons ook vanmôre in ons skriflesing gelees het. Numeri 20 vers 4 sê,
En waarom het julle die vergadering van die Here in hierdie woestyn gebring, dat ons en ons vee daar sou sterwe? Daarna het die Here aan Moses verskyn en vir hom gesê om met die rots te praat. Dan sal daar water uit die rots vloei. Maar Moses het kwaad geword. Moses het hom vererg vir die volk en hy het die rots 2 maal geslaan. Miskien sou die Here aanvaar het as hy die rots 1 maal geslaan het, maar die gedagte was, God het gesê, spreek tot die rots. Die Here het hom nie die opdrag gegee om die rots te slaan nie, maar die volk het aangehou om te murmureer. En daar word gesê, dit was die ouer mans en vrouens onder die volk wat so gemurmureer het. Waarom moes hy met die rots praat, my liewe vriende? Omdat die rots, soos wat ek reeds gesê het, na Jesus Christus verwys. En Jesus was klaar geslaan. Hy het hom reeds geslaan. Die rots is reeds geslaan en die rots kon nie weer geslaan word nie. En ons lees dit in 1 Petrus 3 vers 18. Want Christus het ook eenmaal vir die sondes gelei. Hy, die regverdige, vir die onregverdiges, om ons tot God te bring. So daarom wou die Here nie hê dat hy die rots 'n tweede keer moes slaan nie. Die rots was reeds geslaan die eerste keer toe hulle by Meriba was en die water uit daardie rots gevloei het. Hy moes net tot die rots spreek in die geloof en dan sou hy God daardeur verheerlik, maar hy het dit nie so gedoen nie. Nou moet hy in die geloof met die rots praat, soos ons in die Nuwe Testament leer dat Jesus ons middelaar en ons voorspraak is. Ons lees dit baie duidelik in Romeine 8 vers 34. So, hy moes met die rots gespreek het in die geloof en God staan by die rots, dan sou God die water voorsien deur sy seun. Jesus het ons self geleer dat ons sal ontvang wat ons in sy naam vra. Ek wil vir u lees Johannes 14 vers 13 en 14. Daar het Jesus die belofte gemaak dat wat julle ook al in my naam vra, hy is die middelaar. Hy is die rots tot wie ons moet spreek en deur wie ons moet spreek. En hier sê Jesus in Johannes 14 vers 13 en 14, en wat julle ook al in my naam mag vra, dit sal ek doen, sodat die Vader en die Seun verheerlik kan word. As julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. Hoor jy wat sê Jesus? Alles wat julle in my naam vra, sal ek van die Vader vra. So Moses moes tot die rots gespreek het, en dan sou die water gevloei het. Nou kom ons by Jesus se woorde in Johannes 7, wat ons vanmôre ook gelees het, vers 37 tot 39. Vers 37 begin so: En op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. As iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. En weet jy wat is die wonderlike van dit? Dit was die loofhuttefees en hulle het God se voorsiening in die woestyn het hulle herdenk. Veral hoe die Here vir hulle water voorsien het toe hulle dors was. En nou staan Jesus hier en hy roep uit en hy sê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Die simboliek in hierdie hele boodskap wat ons sover vanmôre oor praat. Waarop laat val Jesus die klem? Hy sê uitdruklik, daar moet 'n behoefte, daar moet 'n nood wees by die persoon wat kom drink. 'n Behoefte. Soos wat daar 'n behoefte was by die Israeliete daar in die woestyn toe hulle dors gehad het, so moet daar ook 'n behoefte wees by elkeen wat na Jesus toe kom om die water te drink, die lewende water. En hier sê Jesus, as iemand dors het, hoor nou mooi, hoe stel hy dit? As iemand dors het. Dit herinner ons, soos ek reeds gesê het, aan die verskriklike dors van die Israeliete daar in die woestyn tydens hulle omswerwinge na 3 dae daar in die droë en warm woestynland.
Dit moes verskriklik gewees het. 3 dae lank loop hulle daar in daardie warm sand, in daardie warm, droë omstandighede, en hulle is dors. Hulle moes vreeslik dors gewees het. Met wie praat Jesus hier? So ek sê, dit laat herinner ons net aan hulle omstandighede, hoe geweldig dors hulle was. En hier praat Jesus met elkeen van ons. Wie praat hy? Eerstens praat Jesus met almal wat onder die invloed van die Heilige Gees hulle eie sondige en ellendige toestand besef. So met wie praat Jesus? Jesus praat met verlore sondaar mense, soos wat ek was en soos wat elkeen van ons is. Hierdie dors verwys na 'n sondaar se innerlike en geestelike nood, soos iemand wat wil sterf van die letterlike dors en smag daarna om net sy of haar verskriklike dors met 'n bietjie water te kan les. So is daar ook 'n geestelike dors baie maal by baie mense. So was daar by my 'n geweldige geestelike dors wat net Jesus kon les. In hierdie geval is dit 'n dors in jou siel na verlossing en bevryding van jou sondes. En daar moet by elke mens 'n dors wees in jou siel na verlossing en bevryding van jou sondes, want anders kan ons nie saligheid ontvang nie. Tweedens praat Jesus met almal wat 'n oor het om te hoor. Interessant, hy praat met almal wat 'n oor het om te hoor. Elke mens op aarde is dus ingesluit, maar nie almal wil hoor of luister nie. Almal wil nie luister nie. Baie hoor, maar hulle wil nie luister nie. En dis baie belangrik dat ons dit sal verstaan. Die woorde laat hom hoor, is interessant. Die woorde laat hom hoor kom 17 maal in die Bybel voor. Ek hou net enkele van daardie verse aan u voor. Jesegiel 3 vers 27 sê, so spreek die Here, Here. Wie hoor, laat hom hoor. En wie dit nalaat, laat hom dit nalaat. Want hulle is 'n wederstrewige huis. So daar is baie wat nie wil luister nie, want hulle is wederstrewig. Maar wie hoor, laat hom hoor. Matteus 13 vers 9, Jesus se woorde. Wie ore het om te hoor, laat hom hoor. Hy praat met elke mens, hy sê, wie ore het om te hoor, laat hom hoor. Markus 4 vers 9, en hy sê vir hulle, wie ore het om te hoor, laat hom hoor. Dan Openbaring 2 vers 7, wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê, aan hom wat oorwin, sal ek gee om te eet van die boom van die lewe wat binne in die paradys van God is. Die ene wat luister, wat gehoorsaam is, wat gewillig is om te doen, die Here sê, ek sal aan hom gee om te eet van die boom van die lewe wat binne in die paradys van God is. So hy sê, elkeen wat hoor, wat luister, wat gehoor gee, sal ook van daardie boom in die paradys, die boom van lewe se vrugte kan eet. Dit wil sê, hy sal daar wees. Openbaring 2 vers 11 sê, wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Die wat oorwin, sal deur die tweede dood geen skade ly nie. So, die wat hoor en gehoorsaam is, sal eendag by Jesus in die hemel wees. Maar net iemand wat waarlik 'n geestelike nood of 'n dors het, sal luister. En dis natuurlik die les wat ons leer in die woord. Die Here sê, die smal weg, nou is die poort en smal is die weg wat na die lewe lei, maar daar's min wat dit vind. So, dis net iemand wat waarlik 'n geestelike nood of 'n geestelike dors het wat sal luister. Die woord of woorde dors het kom 7 maal in die Bybel voor. Ek haal weer eens net enkele verse vir u aan. Jesaja 55 vers 1 is 'n baie interessante vers wat sê, hoe almal wat dors het, dis in die Ou Testament, almal wat dors het, kom na die waters, kom drink, is verniet. Openbaring 22 vers 17 sê, en die Gees sê en die bruid sê, kom, en laat hom wat hoor sê, kom, en laat hom wat dors het, kom, en laat hom wat wil die water van die lewe neem, verniet. Verniet kan ons die water van die lewe neem, maar ons moet hoor, en ons moet dors wees, en ons moet die wil hê
om te kom en dan kan ons verniet van daardie lewe drink, van daardie water drink. Nogtans nooi Jesus elke sondaar uit met hierdie woorde in Johannes 7 vers 37 waar Jesus gesê het, gestaan het en uitgeroep en gesê het, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. As iemand waarlik dors het, as iemand waarlik 'n geestelike nood het, laat hom na my toe kom en drink, sê Jesus. Maar Jesus is die lewende fontein. En dit moet ons verstaan, hy is daar die rots waaruit die water gevloei het. Jesus is die lewende fontein. Daarom sê in Johannes 7 vers 37, laat hom na my toe kom en drink. Wat moet ons doen? Ons moet na Jesus toe kom in die geloof. Ons moet in hom glo en ons moet gaan drink by die Here Jesus. Net Jesus kan iemand se geestelike dors les. Niemand anders kan daardie dors, daardie behoefte om van sonde verlos en vrygemaak te word. Niemand kan dit les nie. Net Jesus kan daardie geestelike dors les. Daar was in my hart en siel 'n geestelike dors en Jesus het dit geles. Wat bedoel die Here Jesus met hierdie woorde? Laat hom na my toe kom en drink. Vriende, dit staan gelyk met die woorde, elkeen wat in my glo. Kom na my toe en drink, sê Jesus. Elkeen wat in my glo. Met ander woorde, om met jou hele hart en siel in Jesus Christus te glo. Elkeen wat na my toe kom en drink, elkeen wat na my toe kom en glo, dis dieselfde gedagte wat ons hier kry, en daarmee word iemand se saligmakende geloof in Christus aangedui. Ons geloof, saligmakende geloof in Christus, word daardeur aangedui. Kom ek lees vir u, Johannes 12 vers 46 en 47, wat sê, ek het as 'n lig in die wêreld gekom, as Jesus vir dit sê, sodat elkeen wat in my glo, nie in die duisternis sou bly nie. Kom na my toe en drink, elkeen wat in my glo, sodat elkeen wat in my glo, nie in die duisternis sou bly nie. Vers 47 sê, en as iemand na my woorde luister, en nie glo nie, daar val die klem op die glo, nie glo nie, ek oordeel hom nie, want ek het nie gekom om die wêreld te oordeel nie, maar om die wêreld te red. Maar jy moet glo om gered te kan word. Met jou hele hart en siel moet jy in Christus Jesus glo. Johannes 6 vers 35 sê, daar staan die woorde van Jesus, en Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, hy praat eers van, hy sê, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie. En wie in my glo, sal nooit dors kry nie. So dit gaan oor die geloof. Ek kom en ek glo in Christus. Ek glo hy is die enigste redder. Ek glo hy is die enigste saligmaker. En ek kan alleen my saligheid in Christus vind. Daarom sien ons, die resultaat van ons geloof in Christus het 'n innerlike en 'n uiterlike uitwerking. Baie belangrik dat ons dit sal verstaan. Dat die resultaat van ons geloof 'n innerlike en 'n uiterlike uitwerking het. Johannes 7 vers 38 is die woorde van Jesus, hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Hy wat in my glo, sê Jesus, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. So 'n persoon word eerstens van sy geestelike of sy innerlike dors verlos. Hy wat in my glo, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. So, wat sê hy? Ons word van ons geestelike en ons innerlike dors verlos. Jesus gee vir ons bevrediging in hom. En tweedens, ontspring daar 'n geestelike en innerlike fontein in ons siel. Daar, hoor mooi wat ek sê, daar ontspring 'n geestelike en 'n innerlike fontein in ons siel. So dis binne en dit gaan uit na buitentoe. Daardie lewende water wat uit so 'n persoon se binneste vloei, is blydskap, dis wat uiterlik is. Blydskap, dankbaarheid
en 'n baie groot vreugde vir die wonderwerk wat die Here aan jou en my siel kom doen het. Daar's dankbaarheid, daar's vreugde, daar's blydskap, want die Here het 'n groot wonderwerk aan my siel kom doen. Hy het my kom versadig, hy het my saligheid gegee. Daarom kan so 'n persoon nie ophou om te praat van wat Jesus vir hom of haar gedoen het nie. Dis daardie fontein van lewende water wat uitborrel uit ons mond uit. Ons kan nie ophou om oor Jesus te praat nie, want hy het ons verlos, hy het ons gered, hy het ons salig gemaak. Daar is skielik net lofprysing en dankbaarheid in so 'n persoon se hart en lewe, omdat hulle verlossing van hulle sonde en ware geloofsekerheid ontvang het. Nou is ek 'n ander mens. Fontein van lewende water sal uit my binneste vloei, en dit gaan hier by my mond uit, en dit word deur my lewe geopenbaar, deur my woorde en my dade. Is aansteeklik, liewe vriende, want almal kan daardie borrelende dankbaarheid en liefde vir Jesus in daardie persoon se lewe hoor en sien. Strome van lewende water sal uit sy binneste vloei, begin in my siel, waar ek die verlossing ontvang, en nou vloei het deur my mond, want ek spreek dit, en dit is sigbaar in my lewe. Maar Jesus sê uitdruklik, wie die bewerker van daardie borrelende en lewende fontein is. Vers 38, hier verklaar Jesus, hy sê strome van lewende water sal uit julle binneste vloei. En dit het Jesus beloof nog voordat die Heilige Gees uitgestort is, en nou sê in vers 39, en dit het hy gesê van die Gees wat die sou ontvang, wat in hom glo. En die Heilige Gees was daar nog nie. Die Heilige Gees was nog nie uitgestort nie. Daarom het Jesus gesê, wanneer ons na hom toe kom, dan sal strome van lewende water uit ons binneste vloei, maar dis die Heilige Gees wat die bewerker van daardie strome van lewende water is. Hoe bewerk hy dit? Die dag wanneer ek Jesus as my verlosser en saligmaker leer ken, die dag wanneer Jesus my siel uit genade red, die dag wanneer Jesus my vergewe en vryspreek, die dag wanneer Jesus die ewige lewe aan my gee, kom woon die Heilige Gees in my hart, want ons leef in die Heilige Gees dispensasie, na die uitstorting van die Heilige Gees, kom woon die Heilige Gees in my hart, en hy skenk vir my nuwe lewe. Wedergeboorte, fontein van lewende water sal uit my binneste vloei. Hy is die fontein wat in my binneste die water gee. Voor die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag kon niemand daardie bonatuurlike, innerlike, geestelike ervaring kry nie. Eers nadat die Heilige Gees uitgestort is. Niemand het nog die Heilige Gees in hulle harte ontvang voor die uitstorting van die Heilige Gees nie. Sekere manne en vroue wat deur die Heilige Gees toegerus was vir 'n spesifieke taak, maar nie almal nie. En nou is ons bevoorreg wanneer Jesus aanneem as die rots wat vir ons geslaan is, dan kom die Heilige Gees en strome van lewende water vloei uit ons binneste. Hy maak daardie fontein lewend hier binne. Op Pinksterdag is mense vervul met die Heilige Gees en was hulle borrelende en vol van die Here. Hulle het oorgeloop van die Here, van Jesus. Hulle het almal van Jesus gepraat, want hulle het die Heilige Gees ontvang. Hulle het oral van Jesus getuig. Daar het baie bekerings plaasgevind. Siekes het gesond geword. Wonderwerke het plaasgevind. Petrus, die ongeletterde man, 'n ongeleerde man kan ons amper sê, het 'n kragtige prediker in die hand van Jesus geword. Christene het oral saamgekom. Hulle het die woord bestudeer, hulle het saam gebid, hulle het saam nagmaal gehou, hulle het mekaar bemoedig en opgebou. Sien nie, vriende, die oomblik toe hulle die Heilige Gees ontvang, het hulle ook Jesus ontvang. En strome van lewende water het uit hulle siel gevloei. En as u self nou moet vanmôre beoordeel, kan u sê dat daar strome van lewende water uit die binneste vloei? Kan u sê dat u al 'n geestelike dors gehad het na Jesus en na verlossing van u sonde, en dat hy gekom het na Jesus toe?
en dat u oorgegee het aan Jesus en dat hy u gereinig het met sy kosbare bloed en dat die Heilige Gees in die hart gekom het en dat die Heilige Gees nuwe lewe in u siel geskep het en dat daar 'n borrelende fontein in u opgespring het, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Kan u sê, u is iemand uit wie lewende water vloei, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei? Het jy al by Jesus gaan kniel? Het jy al die lewe aan Jesus oorgegee? Kan jy sê die Heilige Gees is in die hart? Kan jy sê Heilige Gees is die fontein wat in die binneste oopgebreek het en strome van lewende water vloei uit die lewe? Kan jy sê, ek weet ek het die Heilige Gees in my hart. Ek weet ek het Jesus. Ek weet ek het die ewige lewe. Jy moet self antwoord, vriende. Vloei daar strome van lewende water uit die binneste? Waar staan jy regtig met Jesus? Kan jy sê jy ken hom as die rots wat vir u geslaan is, wat u met sy kosbare bloed losgekoop het en vrygekoop het? Mag die Here genade gee, dat as u nie sekerheid het nie, u seker sal maak. Vanmôre nog, want ons weet nie, hoe lank Jesus gaan vertoef, om ons te kom haal nie. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u woord, die woord is so kosbaar, u is so kosbaar, die Heilige Gees is so kosbaar. Ons aanbid u vir u genade, en vir u kosbare woord, wat ook vanmôre so tot ons harte gespreek het. Here, u het met iemand gepraat. U het met iemand gepraat wat na hierdie boodskap geluister het. En ek vra, bereik die kosbare doel in elkeen se lewe. Mense eerlik sal wees voor God. Elkeen wat 'n oor het, laat hom luister. Almal wil nie luister nie. Almal wil nie hoor nie. Maar gee genade dat daar by mense wat vanmôre geluister het, werklike behoefte sal wees, en dat hulle sal luister en gehoor sal gee. Ons bid dit in Jesus se naam. Dankie Here dat ek die woord net tot by mense se ore kan bring, maar u vat dit deur die Gees na die harte toe. En u skep die behoefte, die nood, die verlange daarna om verlos te word en gereinig te word en die ewige lewe te ontvang. En om ook te kan getuig dat strome van lewende water uit hulle binneste vloei. Gee genade in Jesus se naam bid ons dit. Met danksegging. Amen. Nou vriende, 'n eenvoudige woord, maar die Here praat soms die duidelikste deur 'n eenvoudige woord. Wees net gehoorsaam. Baie seën vir die dag en vir die week. Totsiens.